'n beter week vir ons vleisbedryf, maar die toenemende bekommernis oor siektes, die uitrol van inentings en beide se impak op aanbod begin nou 'n bepalende rol in ons markpryse speel. Hierdie Netbank vleisprysoorsit word met trots aan jou gebring deur Netbank en John Deere. Daar is steeds ongeveer 67% van ons kykers wat ons nog nie volg op YouTube of Facebook nie. Sal jy my 'n guns doen en dubbel seker maak, dit kos jou niks nie en dis die maklikste manier om ons te ondersteun en hierdie inligting aan die gang te hou. Dit maak regtig vir ons 'n groot verskil en jy is dan ook deel van ons suksesverhaal en wat ons probeer bereik hier by AMT. So baie dankie dat jy deel van die AMT gemeenskap is. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het dan gestyg laasweek na R39,51 per kilogram, met die top 40% gemiddelde prys ook hoër op R42,15. Die Vrystaatse speenkalfprys styg na R40,43, die Oos-Kaap staan op R39,51 en die Wes-Kaap op R36,57. Dit lyk tans of die kalfpryse nog onder druk behoort te kom binnekort, maar as inentings sterk gaan begin uitrol, wat ek regtig voor duim vashou en die vraag van 'n voerkrale weer begin optel, kan dit moontlik speenkalfpryse weer op 'n hoër vlak hou. Dit sal interessant wees of ons hierdie jaar in April en Mei maand weer die tradisionele daling in kalfpryse gaan sien wat ons dan elke jaar gewoonlik verwag. Hang seker maar net af of meer boere weer self gaan voer soos ons laas jaar gesien het, hoe die vraag van 'n voerkrale gaan lyk en of hulle weer op kapasiteit moet kom en of hulle wel weidings beskikbaar het en of ons gaan reën kry of nie. Die A23 slagprys staan dan nasionaal nou op R63 per kilogram met die C-graadprys laer op R55,40. Slagpryse behoort nog onder druk te bly tot en met die einde van Maart ongeveer, met vraag wat dan ook gewoonlik gedemp bly oor hierdie tydperk. April behoort egter weer bietjie beter maand vir pryse te wees. Dit was ongelukkig 'n baie slegte week vir ons skaapboere met veral stoorlampryse wat ongeveer 10% laer verhandel het op R46,05. Ek dink dis grootliks die laer slagpryse en die laer verbruikersvraag wat nou oorgespoel het na die stoorlamprys ook. Swaarder slaglammers staan op R45,23 per kilogram. Provinsiaal het stoorlampryse dan ook gedaal met die Vrystaatse pryse op R43,73, die Oos-Kaap op R47,72 en die Wes-Kaap op R46,69. Die A23 slagprys het gestabiliseer met die gemiddelde prys nou op R96,25 en die C23 prys op R67,25. Die laer vraag plaas nou baie druk op hierdie pryse en sien ons in meeste jare dat skaapslagpryse tot so Maart onder druk kan bly en dan weer in April styg soos vraag dan gewoonlik verbeter. Ek hou wel duim vas dat ons nou bo die R45 mark kan bly vir A23 pryse oor die volgende maand, veral wat nou kritiese tydperk is, waar dan stoorlampryse ook op hoër vlakke kan laat stabiliseer. Wolpryse styg verder laasweek met die 20 mikron RBS prys op R243, met die nie RBS 20 mikron prys op R226. Die gemiddelde RBS prys styg dan na R238,01 en is tans 34,5% hoër as 'n jaar gelede, al is die rand baie sterker. Ek het sommer 'n vinnige vergelyking gaan trek van as die rand byvoorbeeld op R18,41 gebly het, waar dit laas jaar die tyd was. So as die rand steeds op daardie swakker vlakke gebly het, sou die wolpryse nou nader aan R273 per kilogram verhandel het. So as die wisselkoers se effek uitgehaal word, sou die wolpryse nou ongeveer 54% hoër gewees het as laas jaar die tyd, slegs weens laer aanbod en hoër vraag. Die gemiddelde wolpryse in Australië het dan ook gestyg laasweek na 16,77 Australiaanse dollar per kilogram, ook 38% hoër jaar op jaar. Die bokmark herstel tot 'n mate met grootbokpryse op R48,96, kleinbokke op R56,45, mediumbokke staan op R57,01 met bokwepryse weer laer op R35,92. Ek dink hierdie pryse behoort tot Maart nog onder druk te bly. Hoenderpryse stabiliseer ook met die gevriesde ex-abattoirprys op R35,29, varspryse styg na R39,61 en die EQF-prys bly op R35,50.
Hoenderpryse kom ook gewoonlik onder druk soos ons in Februarie en Maart in beweeg en vraag gedemp is met April wat dan ook weer 'n bietjie van 'n beter maand kan wees as vraag weer verbeter. Varkpryse het meestal gedaal die afgelope week met die nuutste spekvarkprys wat afwaarts beweeg het na R40.02. Vleisvarkpryse daal na R40.28 met die nuutste worsvarkprys hoër op R31.85 per kilogram. Die bekommernis rondom siektes en uitbrake en die effek wat dit op aanbod gaan hê hierdie jaar begin nou 'n baie belangrike rol speel om pryse op relatiewe goeie vlakke te hou. Ek dink pryse sou alwel bietjie laer verhandel het as ons dan in 'n gewone jaar was. Voerpryse bly relatief onder druk weens minder diere wat gevoer word en weidings wat in meeste areas dan reën gekry het. Die binnelandse graad 1 lucernprys daal dan na R3.300 per ton, graad 2 lucern daal na R2.900 en prima lucern op R4.200. Choppryse is geweldig onder druk tans met baie min vraag en hoër aanbod op die oomblik wat pryse afforceer na ongeveer R2.150 per ton laasweek. Daai was jou Netbank vleisprys en voerprys oorsig vir die week wat met trots aan jou gebring was deur Netbank en John Deere. Sien weer volgende week.